Kom ons word nou stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, o Here, en laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God onse Vader en die Here Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 100 tot die Here se lof. En ons juig, saam met alles wat leef, juig ons voor die Heer. En ons dien God en ons doen dit met blydskap en ons gee hom eer. Ons kom nader voor sy aangesig en ons prys hom met 'n lofgedig. Die eerste 4 verse van Psalm 100 en daarna bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader. Hy is die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Uit dankbaarheid vir ons verlossing in die Here, luister ons nou na sy wet, soos hy dit opgeteken het in Eksodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God,
wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. 3de gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. 4de gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei, al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod is, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod is, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan laastens, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. In antwoord op die Here se wet sing ons Psalm 25, die 4de en die 5de verse. Ja, Gods weg is goedheid, dis klaarheid, sy weg is altyd getrou, vir wie wandel in sy waarheid en op sy beloftes bou. Die 4de en die 5de verse van Psalm 25 en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees,
Ons Here Jesus Christus is die weg en die waarheid en die lewe en hy het vir ons die weg gewys. Hy het deur sy wonderlike liefde en genade en deur sy Heilige Gees het hy vir ons die deur na die Vaderhuis oopgemaak. Deur sy wonderlike liefde en genade die voorhangsel in die tempel geskeur en ons mag die allerheiligste betree. En wat 'n wonder is dit nie. Wat 'n wonder is dit nie dat ons wat ook in die verdwaasheid van ons eie gemoed gewandel het, ons wat loop in hierdie wêreldse paaie, dat U deur die Heilige Gees ons uiteindelik gelei het op die regte pad. Soos 'n herder sy skape bymekaar maak, het ons in Psalm 100 gesing. Ons dank U vir daardie weg. En ons dank U dat ons in die waarheid kan wandel en dat ons kan vashou in tussen hierdie krom en verdraaide geslag aan die beloftes wat van ons Here Jesus Christus afkom. Ten spyte daarvan dat ons lewens nog steeds vol sonde is. Ten spyte daarvan dat ons die kwaad doen wat ons nie wil doen nie en dat die goeie wat ons moet doen, dit doen ons nie. Ons hou vas aan daardie belofte van ons Here Jesus Christus, dat hy ons sal verlos van hierdie sondige liggaam. En nou bid ons Hemelse Vader, ons wat in die weg en in die waarheid wandel, dat ons, wanneer ons nou gekonfronteer sal word met die waarheid uit die woord uit, dat ons daardie waarheid sal erken. En ons Verlosser, ons Here Jesus Christus, ons enigste middelaar, die Koning, dat ons hom sal erken. En dat al die stemme van die wêreld en al die stemme rondom ons, dat dit stil sal word en ons slegs sal luister na die stem van U Seun Jesus Christus, deur wie ons sonde vergewe is. Amen. Ons lees uit die Evangelie volgens Johannes en ons lees daar vanaf die 28ste vers in die 18de hoofstuk. En dit beskryf dat Jesus voor Pilatus verskyn het en dat hy oorgelewer is om gekruisig te word. So hierdie is die evangelis Johannes se weergawe van daardie gebeure. Toe neem hulle Jesus na Kajafas, na die goewerneur se paleis. En dit was vroeg in die môre, en hulle het self nie in die paleis ingegaan nie, dat hulle hul nie sou verontreinig nie, maar dat hulle die Pasga kon eet. En Pilatus het na hulle uitgekom en gesê, watter beskuldiging bring julle teen hierdie man in? Hulle antwoord en sê vir hom, as hy geen kwaaddoener was nie, sou ons hom nie aan U oorgelewer het nie. En Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en oordeel hom volgens julle wet. En die Jode sê vir hom, dit is ons nie geoorloof om iemand dood te maak nie, sodat die woord van Jesus vervul sou word, wat hy gesê het om aan te dui hoedanige dood hy sou sterwe. Pilatus gaan toe weer in die goewerneur se paleis en hy roep Jesus en sê vir hom, is U die koning van die Jode? Jesus antwoord hom, sê U dit uit Uself of het ander U dit van my gesê? Pilatus antwoord, is ek dan 'n Jood? U volk en die owerpriesters het U aan my oorgelewer. Wat het U gedoen? Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Pilatus sê toe vir hom, U is dan tog 'n koning? Jesus antwoord, U sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore
En hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle het 'n gewoonte dat ek vir julle op die Pasga iemand moet loslaat. Wil julle dan hê dat ek vir julle die koning van die Jode moet loslaat? Toe skreeu hulle almal weer en sê, nie vir hom nie, maar Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom gesel. En die soldate het 'n kroon van dorings gevleg en dit op sy hoof gesit en 'n purperkleed om hom gewerp. En gesê, wees gegroet, koning van die Jode, en hulle het hom in die aangesig geslaan. Pilatus gaan toe weer buitentoe en sê vir hulle, kyk, ek bring hom vir julle uit buitentoe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie. En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en purperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle, daar is die mens. En toe die owerpriesters en die dienaars hom sien, skreeu hulle en sê, kruisig, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Die Jode antwoord hom, ons het 'n wet en volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself die seun van God gemaak het. En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy nog meer bevrees geword en weer in die paleis ingegaan en vir Jesus gesê, van waar is hy? Maar Jesus het hom geen antwoord gegee nie. En Pilatus sê vir hom, praat u nie met my nie? Weet u nie dat ek mag het om u te kruisig en mag het om u los te laat nie? En Jesus antwoord, u sou geen mag teen my hê as dit u nie van bo gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u oorlewer groter sonde. Hierop het Pilatus probeer om hom los te laat, maar die Jode het geskreeu en gesê, as u hom loslaat, is u nie die keiser se vriend nie. Elkeen wat homself koning maak, kom in verset teen die keiser. En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy Jesus buitentoe gebring en op die regterstoel gaan sit in die plek wat plaveisel genoem word en in Hebreëus Gabata. En dit was die voorbereiding vir die Pasga en omtrent die 6de uur. Toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning. Maar hulle skreeu, neem weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die owerpriesters antwoord, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Toe het hy hom dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word en hulle het Jesus geneem en hom weggelei. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. In antwoord daarop sing ons weer saam, hierdie keer Psalm 119. Psalm 119 en wel verse 50 en 51. Heer, u woord, dit is gelouterd en bemind deur my u knegt, wat hoewel hy klein verag is, tog aan u bevel bly heg. Verse 50 en 51 van Psalm 119.
Johannes 18 vers 35, Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit. Geliefdes in ons Here Jesus, toe ek 'n kind was, het ons mense die dominee geglo. Ons het die radio geglo, die radio en die Afrikaanse koerant. Hulle was heeltemal geloofwaardig. Ons het geglo dat die verwoerdam al Suid-Afrika se waterprobleme sou oplos. Vandag is dit nie meer so nie. Vandag wonder ons mense oor alles. En die dominee se mening raak al hoe onbelangriker. Baie mense kyk of luister nie eers meer na die SABC nuus nie. Of glo miskien net die gerugte wat hulle familie en vriende op Facebook en WhatsApp versprei. Saam met Pilatus het hulle moeg geword vir al die stories rondom hulle. Moeg geword om te probeer sif, moeg geword om vir al die halwe waarhede, moeg geword vir al die fopnuus, nuus wat eintlik nie nuus is nie. Vandag lê die waarheid in stukke, soos 'n spieël wat geval het, alles flenters in splinters. Nou Pontius Pilatus vra die vraag, wat is die waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit. Hy vra die vraag, wat is die waarheid, maar hy het nie eers 'n sekonde oor om vir die antwoord te wag nie. Wat help dit tog om nog te vra? Nou Pilatus was deur die Romeinse keiser in Judea aangestel en as goewerneur het niks vir hom reg uitgewerk nie. Hy het probleme gehad van begin tot einde. Die Jode het hom gehaat en hy het die Jode gehaat. Hy wou sy gesag met geweld afdwing en hulle het hom met elke geleentheid by die keiser gaan verkla. Teen die tyd toe Jesus se verhoor plaasgevind het, toe was daar alreeds 'n groot vertrouensbreuk tussen Pilatus en die Jode. En daardie geskiedenis word breedvoerig beskryf in die annale van die Joodse geskiedskrywer Josefus. Maar ook in Lukas se evangelie leer ons iets van Pilatus ken. Daar staan iets van sy wreedheid opgeteken in Lukas 13, 'n berig van die Galileërs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. Geen wonder, die Jode het gereeld by die keiser in Rome oor hom gaan kla nie. Nou Johannes beskryf hierdie verhoor van Jesus, hy beskryf die oggend toe Jesus voor Pilatus gestaan het en hy 'n oordeel oor hom moes vel. Toe die waarheid voor Pilatus gestaan het en hy 'n keuse daaromheen moes maak. En vir Pilatus word dit 'n onmoontlike keuse. Vir hom is daar geen enkele waarheid meer nie. Behalwe die aangeklaagde is daar 'n skare Jode en behalwe die owerpriesters is daar nog 'n menigte ander, so het Lukas berig. Die Jode het geglo, hulle beskik oor die hele waarheid, hulle storie is die enigste storie en hulle hele geloof het daarop berus dat daar een enkele God is en dat hy die volk Israel uitverkies het en dat sy gesalfde eendag sal kom. Sy aangewese koning sal kom om daardie volk te verlos en te herstel. En Jesus, die Nasareëner, was volgens hulle nie daardie Messias nie daardie Christus nie, en daarom moes hy uit die weg geruim word. Al was hy hoe gewild, al het hy soveel wonders en tekens verrig, al het hy met meer gesag as enige ander profeet in die geskiedenis opgetree, Jesus, die Nasareëner, moes dood. En Pilatus, die regter, hy sien dadelik raak dat hierdie interne Joodse aangeleentheid is en hy neem homself voor om so min as moontlik met hierdie man te doen te hê. Neem julle hom en oordeel hom volgens julle wet. Nee, Pilatus dring hulle aan, hy moet goed doodgemaak word. Nie sommer in 'n agterplaas daar met klippe doodgegooi word nie, hy moet gekruisig word.
Hy moet voor die skares opgehef word, sodat al die feesgangers in Jerusalem hom kan sien. Hy wat homself tot die Messias verhoog het, moet die grootste moontlike vernedering deurgaan. En jy ken die spreekwoord, broeders en susters, die doel heilig die middele. Hier in Johannes 18 sien ons hoe die Jode daardie spreekwoord toepas. Eers verwag hulle van Pilatus om die Nasareëner sonder verhoor reg te stel. As hy nie 'n kwaadoener was nie, sou hulle hom mos nie aan Pilatus oorgelewer het nie. Hulle is vinnig om dit te sê. En toe hulle sien dat Pilatus nie lus is vir so 'n regskending nie, toe probeer hulle iets anders. Hulle probeer afpersing. As Pilatus hom loslaat, is Pilatus nie die keiser se vriend nie. Elkeen wat homself immers koning maak, kom in verset teen die keiser. En dan laastens, om hulle doel te bereik, is hulle bereid om hulle eie geloof te verloon deur te skree, ons het nie 'n koning nie, behalwe die keiser. Die doel heilig die middele. Enige iets, enige leen, enige taktiek, as hulle net kan kry wat hulle wil. En beleef ons dit nie in ons wêreld vandag nie, geliefdes. Selfs soos hier wat ons gelees het, selfs van kerkmense nie. En daarom moet die ware disippels van ons Here Jesus so versigtig wees voor hulle self by iets laat betrek. Pilatus se kop werk 'n bietjie anderster. Hy's 'n Romeinse pragmatis wat 'n antwoord soek, 'n oplossing wat in hierdie omstandighede sal werk. In die ander evangelies lees ons dat hy probeer het om Herodes, die vuurvors, by hierdie verhoor te betrek, en dit het ook nie gewerk nie. Miskien so het hy geredeneer, as hy die volk 'n geleentheid gee om te kies, dan sal hulle die regte keuse maak. Kom ons hou 'n verkiesing, is sy voorstel. Hy stel vir Jesus as kandidaat en hy stel Barabbas, die grootste skerminkel, teenoor hom, en die volk sal mos weet vir wie om te stem. Glo jy ook, broeders en susters, dat vrye en regverdige verkiesings die wêreldse probleme gaan oplos? Glo jy ook dat daar genoeg gesonde verstand in die mensdom is, dat die skobbejakke outomaties uitgeken sal word? Ons het 'n nuwe woord in die wêreld vandag, populisme. En dit kom daarop neer dat mense al hoe meer kortsigtig stem, dat mense al hoe makliker onder die invloed van demagoë kom, en dat emosies hulle dryfveer is. Jy weet, populisme is niks nuut nie. Op die dag van Jesus se verhoor was dit definitief daar. Gee ons Barabbas, skreeu hulle. Neem die ander een weg, neem weg, kruisig hom. Tydens die Franse revolusie is daar gesê, deur die stem van die volk, hoor ons die stem van God. Dis nie waar nie. Ons hoor wel die stem van 'n God, maar dis nie die God wat ons vandag hier in ons skrifgedeelte voor ons het nie. Die stem van die massas is die stem van 'n ander God, of sal ek eerder sê, die stem van ander gode, want eendag sal sy stem dit sê, en die volgende dag sal sy stem dat sê. So is die mens se gevoelens loop. Nee, die waarheid lê in stukke, soos 'n spieël wat geval het, en oral lê die splinters in die perspektiewe en die persepsies. Nog 'n stukkie flenter waarheid waarmee Pilatus die oggend moes werk, is sy eie soldate, sy eie verveelde soldate, wat ook darm 'n bietjie sports moes hê, wat ook darm 'n geleentheid moes kry om iemand goed te voeter, en dan nog verder te verneder. Die soldaat het 'n kroon van dorings gevleg en dit op sy hoof gesit en 'n purperkleed oor hom gewerp en gesê, wees gegroet o koning van die Jode, en hulle het hom in die aangesig geslaan. Die laagste van die laas
Die heel onderste van die onderstes moet daarom ook van tyd tot tyd voel hoe dit is om iemand anders in die stof te vertrap, om iemand anders te klap dat die bloed spat. Geliefdes, ek wil nie verder hieroor uitwy nie, maar ek skrik as ek sien en lees hoe bloeddorstig ons mense op die sosiale media is. Hoe graag hulle die geleentheid sal aangryp om iemand anders goed uit te sort. Ons keer terug na Pilatus en Jesus die Nasareëner. Ons kan ons die toneel voorstel, die goewerneur in sy regterstoel daar op sy satijnkussings, in die wit gewaad van sy amp, voor hom staan die Galileër, die timmerman daar uit die gopse van Nasaret, vuil en verweer, rondom sy oë die donker kringe van 'n nag sonder slaap met sy vernielde gesig, waar die Jode hom al reeds begin klop het, die bloedvlekke op sy klere. Kan hierdie die koning van die Jode wees? Is u die koning van die Jode? Dis Pilatus se vraag. Dit lyk asof die gedagte Pilatus amuseer. Inderdaad, word daar later 'n groot grap daarvan gemaak. Vir Jesus weer is sy koningskap 'n feit, 'n voldwonge feit, 'n absolute waarheid. En daarom vra hy vir Pilatus, sê u dit uit u self of het 'n ander u dit van my gesê? Kom die inligting wat jy het uit jouself, uit die Heilige Gees wat in jou werk, of is dit maar nog net een van die stories wat die ronde doen? Want vlees en bloed kan dit immers nie aan ons openbaar nie, geliefdes. Net die Vader in die hemel kan. Trouwens, alles rondom hierdie koning en sy koninkryk is, dit kom van elders, dit kom nie van hierdie aarde nie. Is hy dan tog wel 'n koning, wil Pilatus toe weet? U sê dit, dat ek 'n koning is, antwoord Jesus. En hierdie koning bestaan uit alle ewigheid. En vir sy koms is hy na hierdie wêreld toe gebring. Hy is die koning Pilatus. Nie net die koning van die Jode nie, maar die wêreldse koning. Die wêreldse Messias. In sy heerskappy het gekom. Dis hoe die waarheid lyk, hoogedele goewerneur. Hierdie koning het gekom om vir die waarheid te getuig. Maar nie almal sal na sy stem luister nie. Jy moet self uit die waarheid wees. Jy moet self aan die waarheid behoort voordat jy sy stem sal hoor. Elders in die evangelie volgens Johannes sê die Here Jesus vir Nikodemus, niemand sal die koninkryk van God kan sien tensy hy of sy self weer gebore word nie. En vir 'n oomblik, broeders en susters, skitter die waarheid voor Pilatus. Nie net 'n fragment van die waarheid nie, nie net 'n stukkie van daardie gebreekte spieël nie, maar die hele spieël. Maar vir die regter Pontius Pilatus is dit maar net nog iets wat hy moet weeg en oorweeg. U sien, daar is sy posisie. Daar is die keiser van Rome. Daar is sy soldate, daar is die volk, daar is die owerpriesters en die Jode, en elkeen het 'n storie en daar is soveel kante van die saak. Wat is tog die waarheid, sê hy toe? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode. Vir 'n oomblik het die regter die geleentheid gehad om homself in die spieël te sien. En te sien dat hy self in die beskuldigde bank staan. Dat hy self arm en ellendig is, dat hy self verdien om tot 'n paparysel geslaan te word, dat hy self verdien om naak in die son aan 'n kruis te hang. Daar is die mens, sê Pilatus later, en inderdaad, daar
is elkeen van ons in ons eie sonde toestand mooi, duidelik sigbaar in 'n helder spieël. Dis die waarheid, broeders en susters. Dis die waarheid. En as jy dit eers gesien het, mag jy dit nie vir 'n oomblik vergeet nie. Daar is een perspektief wat jy nie mag ignoreer nie. Dis die een persepsie wat jou dag vir dag moet bybly. En daarom moes Jesus verhoog word, dat hy goed gesien word en goed verstaan word. Soveel nie, soveel gerugte, soveel beelde, is daar nog so iets soos die waarheid. En daarom skryf die apostel Paulus dat hy niks anders onder die Korintiërs sou wou weet as Jesus Christus nie en hom as die gekruisigde. Niks anders nie. En dis ook ons boodskap in hierdie wêreld, hierdie mensdom rondom ons, wat nie weet herwaarts of derwaarts nie, dis ook ons boodskap aan ons eie mense, wat wandel in die verdwaasdheid van hulle eie gemoed, soos die apostel Paulus die heidendom in sy brief aan die Efesiërs beskryf. Hulle wandel in die verdwaasdheid van hulle eie gemoed. Mense glo deesdae al hoe meer net dit wat hulle ervaar. Hulle hele lewe bestaan uit 'n reeks ervaringsbesluite. Sal ek hierdie like-knoppie druk op hierdie Facebook-plasing, soveel besluite, soveel menings, soveel moontlikhede, soveel persepsies, soveel konings, soveel kandidate, soveel nuus, soveel gerugte, soveel beelde, is daar nog so iets soos die waarheid. Jy weet, elke jaar stel die opstellers van die bekende woordeboek, die Oxford Dictionary, die woord van die jaar bekend. Verlede jaar volgens hulle was daar die woord waarin daar die grootste belangstelling was, die woord post-truth. Post-truth, 'n woord wat daarop dui dat die mens homself nou oorgegee het aan 'n werklikheid dat daar geen waarheid meer is nie. Is daar nog 'n absolute waarheid? Die weg en die waarheid en die lewe het vanoggend voor ons gestaan. Broeders en susters, mag hy in u lewe die enigste waarheid wees. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en hemelse Vader, en dan kan ons ook nie hieroor stil bly nie. Dit is 'n waarheid wat ons moet uitdra, hoe moeilik dit ook al is. Dit is 'n waarheid wat ons moet uitdra en dan terselfdertyd bereid wees om die smaad van Christus te verduur. Moet uitdra wanneer ons in hierdie tyd en in hierdie land, in hierdie omstandighede, in hierdie wêreld ook ons plek moet volstaan. Daar onder ons vriende, daar onder ons eie familie, ja, selfs binne ons eie kerkverband, moet ons bereid wees om hierdie waarheid uit te dra. En ons bid dat U vir ons, soos die vroeë kerk, die vrymoedigheid sal gee om dit te doen. Dat die Heilige Gees kragtig in ons midde sal werk. Want ons mense gaan verlore. Ons volk gaan verlore. Ons volk gaan verlore in 'n warboel van verdwaasde kennis en emosies en gevoelens en haat en weerstand en wantroue. Ons bid dat U ons sal lei om die waarheid van ons Here Jesus Christus sonder enige terughouding te stel. Ons bid dit in sy naam, ons Here, ons hoogste profeet. Amen. Ons sing ter afsluiting biddend Psalm 43, die 3de en die 4de verse. Send Heer uit hemelse geweste U lig en U waarheid neer op my. Laat die my bring na Sions veste, want daar is dit vir my die allerbeste, waar ek U woning ingelei, my in U diens verbly.
die 3de en die 4de verse van Psalm 43. Ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die God van die vrede wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, sal julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen. Amen.